Here, U is 'n magtige, groot, wonderlike, alomteenwoordige God. En Here, ons staan in verwondering, want U wat so groot en magtig is, sien vir ons raak. U is lief vir ons. U ken ons en U wil by ons wees. U wil hê ons moet by U wees. Here, U gee vir ons lewe. U is ons alles. Dankie dat ons vandag ook kan luister na U woord. As U ons roep om te leef volgens U wil. Dankie vir die voorreg wat ons het om saam met U te kan wees. Maak ons ore en ons harte oop sodat ons kan luister en laat ons sal toelaat dat U ons lewe verander, al hoe meer en al hoe meer. Amen. So hierdie kwartaal praat ons tema is om uit te reik in liefde. En verlede week het ons bietjie met mekaar gesels oor God wat vir ons volle lewe gee, wat wil hê ons moet voluit lewe. En ons het in Romeine 12 gelees dat ons onsself as heilige offers aan die Here moet gee. En toelaat dat hy ons denke vernuwe. So hy wil ons gebruik, as hy ons denke kom vernuwe en hy kom maak ons nuut, dan wil hy ons gebruik in sy koninkryk. En hy wil hê ons moet al hoe meer word, soos wat God ons gemaak het om te wees, om voluit te lewe. En saam met dit het God vir ons dan gawes gegee. So as ons wonder, okay, maar ons weet ons moet in liefde uitreik, maar hoe doen ons dit? Hoe kry ek dit reg? Wat moet ek doen? Moet ons almal dieselfde ding doen? En die Here sê dan vir ons, hy gee vir ons gawes. Hy gee vir ons sekere gawes en talente en drome, wat ons opgewonde maak, en wat ons goed kan doen, om 'n verskil te kan maak, om in liefde te kan uitreik. So hierdie kwartaal, kyk ons 'n bietjie na die verskillende gawes. Ek gaan dit uit Romeine 12 uitdoen, so ons gaan een elke Sondag doen. So hierdie Sondag fokus ons so 'n bietjie op die eerste een. So die eerste een is, as dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. So profesie. So die mooiste voorbeeld, een van die mooiste voorbeelde van iemand wat geroep is as 'n profeet, is dan Jeremia. So ons gaan 'n bietjie Jeremia se storie lees. Maar voordat ons dit lees, kom ons praat net gou so 'n bietjie oor gawes. Oor gawes en spesifiek dan die gawe van profesie. So as julle terugdink, 'n paar jaar terug het ons daai hoed, ontdek jou hoed, of jou kleur van jou hoed gedoen, hè? Wat ons bietjie in Efesiërs 5 gekyk het na die 5 verskillende gawes wat daar voorkom, en dan gekyk het, wat is my gawe? Wat is vir my gegee as gawe? En hoe dit dan gewerk het, is dat ons geleer het, dat gawes, ons almal het verskillende gawes gegee, en ons almal het gawes wat uitstaan, maar ons almal het ook 'n stukkie van elke gawe, né? So moenie dink, as jy nou nie jouself assosieer as ek is 'n profeet, jy kan nie daai gawe uitleef nie, né? Ons almal kan dit gebruik ook. Okay, so daar's stukkies van elke gawe wat ek ook kan mee assosieer. So dit kan ons almal help. So 'n profeet, wat is 'n profeet? As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming by die geloof wat ons bely, soos dit in Romeine 12 staan. So 'n profeet is nie iemand wat die toekoms voorspel nie. So as 'n profeet praat, dan is dit nie van dit is presies hoe dit gaan gebeur, maak nie saak wat nie. Jy kan op jou kop staan en Jan Pierre deur jou tone vlieg, maar dit is hoe dit is nie. 'n Profeet voorspel nie die toekoms nie. Hulle is eerder padaanwysers. Mense wat ons help in die regte rigting. 'n Profeet roep mense terug na die regte pad toe.
Dis mense wat baie fokus op God se woord. Hulle herinner ons aan wat God ons leer en wat die waarheid is. So, die Israeliete is besig met nonsens. Hulle is besig om nie te luister vir die Here nie. Hulle is besig om ongehoorsaam te wees aan die Here. Hulle doen al die teenoorgestelde goed wat God vir hulle gesê het om te doen. En dan kom 'n profeet en hy kom sê vir hulle, hierdie is waantoe jy op pad is. As jy aanhou met hierdie dinge, gaan jy hier uitkom. Hou op daarmee. Daar is 'n ander pad. Jy kan terugdraai na die Here toe. Daar is 'n moontlikheid om anders te kan lewe. Moenie so toe gaan nie, né? So hulle waarsku ons. Profete waarsku. Profete is baie bewus van die waarheid en wat God se woord sê en wie God is. So dis mense wat baie naby aan die Here leef en hulle help mense op die regte pad. En sê maar, moenie hiernatoe gaan nie, dis moeilikheid soek, gaan terug na die Here se pad toe. En as jy die Here se pad volg, dan is hierdie moontlikhede daar. So, dis nie, hulle voorspel nie die toekoms nie, maar dit kan lyk soos toekomsvoorspelling, want meeste van die tyd het die volk nie vir die profete geluister nie, en net gedoen wat hulle wil, en dan gaan hulle op die paadjie wat hy gesê het, hulle is op pad heen, né? So dan lyk dit of 'n toekomsvoorspelling is, maar dis iemand wat naby aan die Here leef, en wat weet waantoe hulle op pad is. So, en hoe nader hulle kom, en hoe meer hulle ongehoorsaam is aan die Here, hoe meer kom hulle agter, maar hoe meer raak dit wat die profete gewaarsku het oor waar in hulle lewe, né? So is mense wat mense terugroep na die Here toe en sê kom weer terug op sy pad, luister wat die Here sê. Wie ore het, moet luister. Wie ore het, moet luister. Die probleem is nie altyd lekker om te hoor jy's verkeerd nie, né? Ons het die vermoë om alle moontlike verskonings uit te dink, net sodat jy nie gekonfronteer word met dit wat soms seer maak nie, né? So dis moeilik om goed te hoor wat jy nie wil hoor nie. Maar baie keer moet ons dit hoor, want dit waarmee ons besig is besig om skade aan te rig. Nie net vir ander mense nie, maar ook vir jouself, né? Baie keer moet ons harde goed hoor, sodat ons op die regte pad kan kom. So 'n profeet is mense wat hulle verhouding met God baie ernstig opneem. So julle kan nou hoor, né, dit is nie net van toepassing op sekere mense nie. Ons almal het nodig om ons verhouding met die Here ernstig op te neem. Mense wat getrou is, wat getrouheid aan God as baie belangrik ag. En hulle kyk na die groter prentjie, né? So hulle sien hier is besig om nonsens te gebeur, ons moet nou fokus, né? Ons moet nou terugkom. Ons is besig op 'n verkeerde pad. Die groter prentjie lyk nie goed nie. Dit wat jy nou doen, het 'n effek op jou toekoms. Die keuses wat jy nou maak, het 'n effek op waantoe jy op pad is, né? En as jy nou verkeerde keuses maak, is dit later baie moeiliker om terug te kom op die regte pad. So die Here roep ons om van die begin af te luister na hom, van die begin af getrou te wees. Want as ons eers verkeerde gewoontes aangeleer het, as ons eers geleer het om onsself te beskerm op verkeerde maniere, is dit soveel moeiliker om terug te kom op die pad wat reg is. Maar dis mense wat baie tyd saam met die Here spandeer. Want as ons nie tyd saam met die Here spandeer nie, gaan ons nie weet wat hy wil hê nie, né? Gaan ons hom nie ken nie, gaan ons nie weet, is ek nou op die regte pad of is ek nie, né? So dis mense wat baie ernstig God se karakter leer ken en wie hy is en wat hy wil hê in ons lewe. So vandag lyk profete so klein bietjie anders. Dis nie net een mens wat God roep nie. God praat met ons en hy gebruik ons almal. Ons word geroep as kinders van God, as ons die Nuwe Testament lees, as koning, priester en profeet.
Nee, so ons almal het die Heilige Gees in ons. Ons almal spandeer tyd saam met die Here en ons almal moet ons verhouding met die Here ernstig opneem. Partykeer is daar mense wat ons bietjie kan help, wat bietjie sterker is met dit, wat bietjie sterker is as profete en kan optree as profete. Maar ons almal het nodig om Jesus en God in jou lewe, die Heilige Gees in jou lewe, ernstig op te neem. So kom ons kyk wat sê, hoe lyk 'n profeet wat geroep word. Kom ons lees Jeremia 1 vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Ons lees tot sover. So wat kom uit hierdie verhaal uit? In die eerste plek, kom God en hy roep hom. God het God het vir Jeremia geroep. God het na hom toe gekom. Hy roep ons nader aan hom. Hy sê vir Jeremia, ek het jou as 'n baba geken. Ek weet wie jy is. Ek het jou lankal gemaak vir waarvoor jy geroep is, om 'n verskil te maak, te wees wie hy is, net soos wat jy is. Ek ken jou. Ek kom na jou toe en ek roep jou. So God roep ons. God kom na ons toe. Dis nie ons wat ons self red nie. God kom na ons toe en hy red ons. Hy kom klop aan ons harte. Hy is die een wat ons kom oortuig. God kom en hy gebruik ons. God kom en hy sê, eerste, ek is lief vir jou. Ek ken jou. Ek weet wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. Want ek het jou so aan mekaar gesit. As mens verder kyk, as mens die verhale van profete lees, word profete baie keer so 'n bietjie onverwags gevang, nê? Hulle is nie mense wat dit gaan uitsoek nie. Dis nie mense wat voel hulle is goed genoeg nie. Dis nie mense wat dink, joh, ek kan daarom awesome wees as ek wil, nê? Dis nie mense wat te veel van hulle self dink nie. Dis mense elke dag wat alle gewone mense, as mens dink aan die disippels ook, is gewone vissers van mense wat Jesus geroep het. Mense, die disippels was nie geleerd gewees nie. Niemand het gedink, daai persoon, hulle sal daarom nou groot verskil maak nie. God gebruik gewone mense om 'n groot verskil te maak. En dis deel van die wonderwerk, nê? Dis deel van die wonderwerk, want God kom en hy sê, maar dis nie jy nie, dis ek wat hierdie goed in jou doen. Ek roep jou en ek gee vir jou alles wat jy nodig het. Jeremia wat verskonings uitdink, soos elke profeet. Maar ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie goed praat nie. As mens net dink aan Moses, nê? Ek kan nie goed praat nie. En dan sê God, ek sal jou iemand stuur, moenie worry nie, ek stuur vir jou iemand saam wat goed kan praat, nê? So bou ons ook mekaar op en so gebruik ons talente om mekaar te kan help. God maak ons goed genoeg. God gee vir ons die tools om dinge te kan doen. So as ons in liefde wil uitreik, dan gee God vir ons wat ons nodig het. As daar goed in jou hart begin brand en jy dink, maar hier is iets, hier's 'n leemte. Hier is iets wat aangedoen moet word. En dan dink jy, ag Here, gebruik tog net iemand anders asseblief. Moet net nie vir my gebruik nie asseblief. Ek wil nie hierdie doen nie. Die Here sê, ek het dit op jou hart gelê.
moenie bang wees nie. Net soos wat hy vir Jeremia kom sê, moenie bang wees nie. Ek sal by jou wees. Ek, die God van die heelal, gaan jou nie in die steek laat nie. Ek gaan vir jou alles gee wat jy nodig het. Wees sterk. Hy beskerm ons. So God roep ons nie om dinge te kan doen as hy nie saam met ons is nie. Hy sê hy sal by ons wees. Hy sal ons nie in die steek laat nie. Hy sal ons nie sonder hom stuur nie. Hy's altyd by ons. En Jeremia het nodig gehad, want om vir iemand te sê, jou koninkryk word afgebreek, om koninkryke af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, dis nie iets wat enige iemand graag wil hoor nie, nee? So, hy gaan teenstand kry. Mense gaan rebelleer daarteen. En as mens die boek Jeremia lees, dan kom mens agter, hy is nogal deur 'n klomp goed in sy lewe. Jeremia het dit nie maklik gemaak nie, gehad nie, en geen profeet het dit ooit maklik nie, nee? Want baie keer moet ons goed sê, wat mense nie altyd wil hoor nie. Maar die Here sê hy is by ons. Ons moet nie moed opgee nie. Ek is besig om mense te verander. Ek is besig om jou te gebruik om my koninkryk te laat kom. So hoe reik ons uit in liefde met hierdie gawe? Wat maak dit as ons uitgaan? Want is nice om te weet wat die waarheid is in jou eie lewe, maar ons moet dit bring vir ander mense ook. Ons moet God se koninkryk laat kom. En ek dink ons moet in die eerste plek weet hoe groot God se boodskap is en dit self ernstig opneem, né? Self besef, wow, Here. Hierdie is so amazing, hierdie is so groot, hierdie is so wonderlik. Ek kan nie stil bly nie. Ek moet dit borrel uit my uit, né? Dit is so groot en ek maak dit deel van my eie lewe. So dit moet deel word van jou eie lewe om vir God ernstig op te neem self, né? Om ons verhouding met God ernstig op te neem, want anders gaan ons dit nie van iemand anders kan bring nie. As ons dink, ag, dis okay, dis deel van die lewe, net nog ietsie, dan gaan jy so leef ook, né? Dan gaan dit die boodskap wees wat jy bring vir mense. So as jy ernstig is en jy neem jou verhouding met die Here ernstig op en jy weet waarin jy glo, jy is so oortuig van wat jy glo, want God het jou lewe kom verander, dan verander dit die manier hoe jy lewe. Die enigste manier hoe ons hoop kan bring en regtig hierdie boodskap van God kan bring, is wanneer ons leef in daardie hoop. Wanneer ons ook glo dat dit regtig hoop is en dat dit lewe bring. So ons moet naby aan die Here lewe. Soos daai liedjie wat ons gesing het, nader tot die Here. Gaan sit op sy skoot, spandeer tyd saam met hom. Jy gaan nie weet wat hy wil hê as jy nie saam met hom tyd spandeer nie. As jy nie weet wie hy is nie, as jy nie jou Bybel lees nie, gaan jy nie weet wat God se doel in jou lewe is nie. Gaan jy hom nie hoor nie, gaan jy nie die waarheid kan bring nie, want jy gaan self nie weet wat die waarheid is nie. Nee. So God roep ons om sensitief te raak vir die Heilige Gees wat in jou is en toe te laat dat hy nader en nader en nader aan jou kom. Jou denke te vernuwe. Want hoe meer ons tyd saam met hom spandeer, hoe meer raak ons bewus van die manier hoe hy kyk na die wêreld. Die manier hoe hy graag wil hê die wêreld moet wees. Ons word nader en nader en meer soos hy. Ons sal nooit God kan wees nie. Maar die Here sê, ek wil jou kom wys wat dit beteken om meer en meer soos ek te wil wees. En dan wat ook al ons doen, wat ook al die Here roep, ons roep om te wees in liefde, ons moet dit doen opregtheid, in opregtheid. Ons kan nie dit fake doen nie, mense sien deur fake. Mense sien dit baie vinnig raak.
Jy dink nog jy maak of jy lief is vir mense. Mense sien deur dit, nê? Mense kom vinnig agter as jy fake is. God sê, doen dit opreg, of ons kan dit net sowel los. Jy is op pad, saam met die God van die heelal. Jy leef saam met die God van die heelal. Leef saam met hom. Moenie laat dit jou verbygaan en net dink, ag, dis net nog ietsie nie. Nog ietsie op my lysie wat ek nog moet doen, want ek doen dit want miskien bring dit vir my good luck, of miskien gaan dit vir my, of gaan ek dit my in die hemel bring nie. God wil hê ons moet ons verhouding met hom ernstig opneem. So kom ons doen dit. So kom ons leef saam met die Here. En kom ons begin. Nie sê ek sal dit later doen nie. Kom ons begin nou. Kom ons sit nou. Is 'n nuwe gewoonte wat ons in die gemeente probeer doen, is om regtig stil te word. Om regtig tyd saam met die Here te spandeer. En soos wat julle ook weet, as ons klaar gepreek het, dan gee gewoonlik tyd vir stilte. So kom ons wees saam met die Here. Kom ons oefen dit. Kom ons werk aan ons verhouding met die Here. En kom ons sê, Here, trek my nader. Trek my nader. En mag ek al hoe nader en nader aan U beweeg. Ons kan nooit te naby aan die Here wees nie. Kom ons wees saam met hom. Kom ons gee 'n oomblik van stilte. Here Jesus, hier is ek. Trek my nader, Here. Omvou my met U liefde. Mag elkeen van ons al hoe nader en nader en nader aan U begin leef. Erns maak met ons verhouding. Mag ons opgewonde raak oor ons verhouding, dat U ons hele lewe kom verander. Al hoe meer, Here, U weet wat dit beteken om voluit te lewe. U ken ons, U weet wat's goed vir ons, U weet wat is sleg vir ons. Ons kan U vertrou met ons hele wese. Here, wys ons op die regte pad. Help ons om die waarheid te leef. Dankie, Here, dat ek in U hande mag wees. Dat elkeen van ons in U hande mag wees. En dat ons nooit te naby aan U kan wees nie. Dankie dat ons deel van U mag wees. Deel van U liefde en U genade. Amen.